Ons het die einde van ons masterclass bereik, maar die storie wat ons vertel is steeds in wording. Vandag moet ons 'n daad van intellektuele eerlikheid uitvoer. Ons het 'n groot nasionale wet van 2026, maar die engine wat dit sal laat loop, naamlik opleiding, is steeds 'n oop kwessie. Alex, kom ons beklemtoon weer eens Cecilia se leierskap. Ja, Chloe, dis 'n punt van eer. Cecilia, met wet 07/07/2016, bly die enigste plek in Italië wat gereguleerde opleiding geskep het. Ander streke het wel probeer beweeg, maar hulle het binne die bestek van generieke beroepsopleiding gebly. Gereguleerd beteken dat die opleidingspad wet is. Dis 'n gepantserde standaard wat direk reageer op internasionale IDSA en IMCA vereistes. En tog, ten spyte daarvan dat hierdie regulatoriese juweel sedert 2016 bestaan, het die Italiaanse staat in die nuwe 2026 wet nog nie die Siciliaanse model eksplisiet as die enigste nasionale standaard aanvaar nie. Artikel 20 van die nasionale wet delegeer die definisie van toekomstige paaie aan die agentskap. Maar Alex, die nuus vertel ons dat ons nie meer kan wag nie. Die geval van die Bahamsche scheepswrak in Porticello is die alarmsein wat niemand kan negeer nie. Die dood van daardie Nederlandse duiker het werklik 'n Pandora-boks oopgemaak. Die feit dat hy nie in die telematiese register van die Siciliaanse wet geregistreer was nie, het 'n sentrale punt van die ondersoek geword. Die regbank sê duidelik, as daar 'n wet op gereguleerde opleiding bestaan wat veiligheid waarborg, beteken die versuim om dit toe te pas 'n skending van wetgewende dekreet 81.208. Dit is 'n ongelooflike paradoks. Ons het 'n streek wat die oplossing vir 10 jaar lank gereed en getoets het, en 'n staat wat pas die nasionale agentskap geskep het, maar nog moet besluit watter pad om te neem vir opleiding. Die wens en werklik ook die industriële logika sê dat die nasionale agentskap niks nuuts moet uitdink nie, maar die Siciliaanse model moet omhels. Dit sou die natuurlike stap wees. Neem die konsep van gereguleerde opleiding, die telematiese register en die professionele kaart en bring dit op 'n nasionale skaal. Slegs dan sal die 2026 nasionale register werklik daardie veiligheidsskild word waarvoor ons almal wag. Die Siciliaanse model het bewys dat dit self voor 'n hof standhou in 'n geval van strafbare manslag. Dis die hoogste standaard wat ons het. So, laat ons hierdie reeks afsluit met 'n hoop dat die agentskap vir die veiligheid van onderwateraktiwiteite, gebore in Rome in 2026, na Palermo kyk. Mag die brug tussen hierdie twee wette onmiddellik gebou word, wat Siciliaanse uitnemendheid en uitnemendheid vir die hele Italië verander. Want in 'n sektor waar die lewe aan 'n rubberpyp en 'n gasmengsel hang, is daar geen plek vir regulatoriese onsekerheid nie. Opleiding moet gereguleer, gesertifiseer en nasionaal wees. Dankie dat julle ons vergesel het op hierdie reis in die dieptes van onderwaterreg. Die masterclass eindig hier, maar die uitdaging vir veiligheid het pas begin. Tot die volgende duik, met die hoop om mekaar almal onder een groot vlag van onderwaterveiligheid te vind. As jy hierdie bespreking verligtend gevind het, deel die episode met iemand wat daarby kan baat vind.